Family, hoe gaan dit met julle? Goed om julle te sien, man. Op die warm Januarie in die Parel. Iemand sê nou die dag vir my, dis die enigste, waarvan hulle weet, die enigste dorp wat 'n lidwoord vooraan het, die Parel. Ek wil vir jou een ding sê, Januarie en Februarie is vrek warm in die Parel. Een van die eerste goed wat ek gekoop het ook hier aangekom het, was 'n swembad. So as jy van Gauteng afkom, ek 'n paar van julle doen, en dis jou eerste somer hier, die Here help jou, en kry een van hierdie Intex swembadjies. Dit red jou lewe. Ek het 'n aircon en 'n swembad gekry, en ek het nou maar daai onkoste aangegaan, maar my lewe is beter. Die Here seën jou op hierdie warm Januarie. Mag die Here in 2022, soos ons 2 weke gelede gesê het, regtig teruggee wat die vyand gesteel het in 2022. Mag hy dit teruggee in hierdie jaar wat die vyand die afgelope tyd gesteel het. In 2020 en 2021 deur COVID, deur staf. Dit was die woord wat uitgegaan het en ek staan by dit ook vir hierdie huis. Ek is opgewonde wat die Here gaan doen hierdie jaar in 2022 in die huis en in die gemeenskap. Kom ons duik sommer in. Here, ek dankie vir die woord, dankie dat u karakter goed is en dat ons kan vashou in dit in die naam van Jesus. Amen. Jy weet ek praat baie oor die goedheid van die Here. Dis 'n topic wat ons in ewigheid vir mekaar gaan sê en ons gaan dit besing en ons gaan sy goedheid besing tot in ewigheid. Ons gaan dit bestudeer en ons gaan al meer leer ken in ewigheid in. So ek dink dit is 'n worthy ding om oor te preek. Miskien is vandag se preek nie vir jou so relevant nie. Ons kyk na 3 Ou Testament tekste. Die Ou Testament it's worth our time. Ons spreek baie uit die Nuwe Testament uit en ons is Nuwe Testament Christene. We are followers of God in a new covenant, die Nuwe Testament. Dit beteken nie die ou verbond en die Ou Testament is nonsens en ons moet dit nie lees nie. Inteendeel, daar waar die Ou Testament gelees word, dit het 'n heiligmakende effek. Die hele Bybel is geïnspireer deur die Here. Toe dit geskryf is dat die hele Bybel geïnspireer is, toe het hulle net die Ou Testament gehad, net 'n FYI. Ou Testament is amazing, hoe die Here homself openbaar deur die Ou Testament is amazing. Ek hoor te veel mense wat sê dat die Ou Testament wraaksugtig is, wreed is, dat die Here in die Ou Testament, asof die Here in die Nuwe en die Ou Testament verskillend is, wreed is. Onwaar. Daar is moeilike tekste. Van die straf wat die Israeliete kry is intens, dis waar. Handel die Here dieselfde met die Nuwe Testament mense soos hy met die Ou Testament mense gehandel het? Nee, ons is onder 'n nuwe verbond, 'n verbond van genade, dis waar. Maar beteken nie, die Here in die Ou Testament was nie genadig en liefdevol nie. Nee. Die Here Jesus sê op 'n stadium, julle wat boos is, doen goed vir julle kinders. Hoeveel te meer nie die Vader nie, want hy is baie goed. Hy is beter as die bestes onder ons. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan vashou aan die goeie karakter van die Here vir jou. Hy het jou beste in gedagte. Hy wil vir jou die beste hê. Regtig. En te veel hoor ek mense kyk na die Ou Testament en sê, die Bybel is so argaïs, dis so oudtyds, dis 'n nonsens, dis so barbaars. En as Christene behoort ons 'n goeie antwoord te hê vir die wat vra. Soos 1 Petrus sê, jy moet 'n antwoord gee vir die wat vra rondom die hoop wat in julle is. So kom ons kyk, 'n stukkie. Ek gaan julle 'n videoklip gee. Dis waar Obama op 'n satiriese manier 'n Deuteronomium teks aanhaal. Kyk saam met my. Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? Wat Obama daar doen is om 'n teks te nitpick uit 'n konteks uit, nie die historiese agtergrond te verduidelik nie, en dan raak die teks, daai spesifieke teks, dit kom uit Deuteronomium 21 uit, raak iets viesliks, maar dit was nie die intensie daarvan, daai teks nie, daai teks is beautiful.
om dit aan daai gedeelte te doen is verkeerd. En ons gaan vandag kyk hoe maak 'n mens met Deuteronomium 21? Want dit is 'n beautiful teks wat die lewe van mense beskerm, wat 'n gemeenskap beskerm. Het jy geweet dat die Here, toe hy homself aan Moses openbaar, ek wil hê jy moet dit lees saam met my. Toe openbaar hy, onthou jy, Moses is op die berg en die Here sê, Moses hou aan, ek wil jou sien. Hy sê nee, ek sê jou in die cleft of the rock sit. En dan gaan ek verby jou gestap kom. En dan kan jy my net so van die agterkant af kyk, anders gaan jy doodgaan. En toe dit gebeur, toe hoor Moses die volgende. Die volgende word verklaar, of deur engeleskare, of deur die Here self. Maar dis openbaring van die Here se karakter. En ek wil hê jy moet verstaan, dat hierdie in die Ou Testament is, dat hierdie onder die ou verbond is. Die Here is dieselfde, hy's goed. Hoor hoe openbaar die Here homself aan Moses. Eksodus 34 vers 6 en 7. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, die Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge vergewe. So wat sê die Here eerste vir Moses? Ek is goed. Ek is lankmoedig. Ek het troue liefde. Dit word vertaal goedertierenheid. Daai woord wat ons nog gekyk het, die gesed van die Here. Moses op 'n stadium pleeg die Israeliete groot sonde en die Here sê, ek gaan hulle doodmaak, ek gaan 'n nasie bou uit jou uit, en hy sê, nee Here, as gevolg van u troue liefde, vanweë u troue liefde, gaan aan met ons, vergewe hulle, bou 'n nasie uit hulle uit. En hy maak aanspraak nie op hulle goedheid en sy goedheid nie, maar die Here se goedheid, die Here se gesed, sy troue liefde, sy goedertierenheid. En ek dink jy besef hoe revolusionêr dit is, dat die Here goed, barmhartig, gracious en liefdevol was nie. Want dit was ongekend en ongehoord vir die tyd. So, daar lyk of waar hierdie teenstrydigheid is, daar's tekste wat sê in die Ou Testament, die Here is goed, hy's genadig, hy vergewe, en dan is daar tekste soos Obama aangehaal het, in Deuteronomium 22, of in hierdie geval 21, wat barbaars lyk, en dit lyk of die Here wreed is en wraaksugtig is. En ek wil na hierdie tekste kyk, en ek wil vir jou wys, die Here is goed. Die Here is baie goed, hy's baie beter, as wat jy dink, en sy goedheid kom ook al na vore van die begin af, van die heel begin af. Deuteronomium 21 vers 18. Jy kan jouself regtig wegsteek in die goedheid van die Here. Wanneer 'n man 'n opstandige en ongehoorsame seun het, Deuteronomium 21 vers 18 tot 21 in die Afrikaanse Nuwe Vertaling, so lees saam. Wanneer 'n man 'n opstandige en ongehoorsame seun het, wat nie na sy pa en sy ma wil luister nie, selfs al straf hulle hom, moet hulle hom na die leiers van die stad toe vat, by die stadspoort. Hulle moet vir die leiers van die stad sê, hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsaam, hy luister nie na ons nie, hy's 'n vraat en 'n suiplap. Dan moet al die mans van die stad hom met klippe dood gooi. Pieter, dit klink nogal pretty intens, klink pretty erg. Hierdie teks word baie keer aangehaal deur mense wat die Bybel wil weer lê en wil sê dis argaïs, dis oudtyds, dit is nie meer relevant nie. Kyk hierdie barbaarse wet, en dis 'n wet wat die Here sê, dis hoe dit gedoen moet word. Maar ek wil vir jou sê, hierdie wet is nie net goed nie, dit beskerm die lewe van 'n kind. Maar die Here is besig om te sê vir die Israeliete, as julle 'n opstandige kind het, kan julle, en jy moet mooi luister, die konteks van die dag, kan julle hom nie net doodmaak nie. Daai tyd was dit algemeen vir ouers om kinders dood te maak. Ons sien dit vandag nog, honor killings in die Midde-Ooste, onder ortodokse moslems, en hindoes somtyds, waar as 'n dogter skande op die huis bring, of 'n Christen raak byvoorbeeld, dan sal daar 'n honor killing plaasvind, waar hulle doodgemaak word. En dis iets van wat ons hier sien, dat as 'n ouer iets teen 'n kind het, en van opinie is dat die kind 'n suiplap is, of wat ook al, 'n ongehoorsame kind is, dan kan hy hom nie net doodmaak. Die ouers kan nie die wet en die lewe van die kind neem, en die wet in hulle eie hande neem nie.
sien jy dat hierdie wet die lewe van die kind beskerm. Dit is 'n revolusionêre goeie ding. Dis 'n moral leap forward. 'n Kind kan nie net doodgemaak word deur ouers nie. Die ouers moet na ouderlinge toe gaan in die stad. 'n Hof, 'n tipe van 'n hof. En daai hof kan besluit. Hulle moet die beslissing maak. Die ouers kan dit nie self doen nie. So hierdie wet is amazing. Dit doen 3 goed. Dit beskerm die lewe van die kind. Ouers kan nie net kinders doodmaak nie. Want dit kom terug na daai idee toe, die lewe en die lewe is in die bloed en die lewe is vir die Here baie precious en belangrik. Mense is soos diere nie, hulle kan nie net doodgemaak word nie. Dan die ouers se autoriteit. En as die kind dan nou nie luister nie, word die ouers se autoriteit beskerm. Die kind kan nie net vrye teels kry en doen wat hy wil en sy ma en sy pa slaan nie. So die ouers se autoriteit word beskerm, maar hulle mag nie wet in hulle eie hande neem nie. Nee, hulle moet gaan na 'n hof toe, of in hierdie geval elders in die stad, ouderlinge. En daai mense, daai objektiewe party, gaan kyk na die bewyse en dan 'n beslissing maak. So sien jy dat die wet nie die lewe van die kind verontagsaam en dit van die kind. Dit beskerm die ouers se gesag wat die Here in plek gestel het, en dit beskerm die gemeenskap, dat mense nie hulle die wet in hulle eie hande neem en mense net doodmaak nie. Nee, daar moet 'n liggaam bestaan, 'n hoftipe liggaam wat hierdie beslissings maak. So die wet is nie wreed nie, dis nie wreedsugtig of wraaksugtig nie. Dis revolusionêr. Dis 'n revolusionêre teks. Vir die tyd waar ouers kinders net doodgemaak het en gestenig het, is dit revolusionêr. So verstaan die konteks. Wanneer ons die konteks verstaan, raak hierdie goed amazing. Beteken dit dat ons dit vandag so gaan uitvoer? Nee, maar ek wil vandag na hierdie moeilike tekste kyk en vir jou sê, wanneer jy die konteks verstaan, wanneer jy die Bybel verstaan, dan kom die goedheid van die Here na vore. En ons moet eerlik wees, daar is mense daar buite, familie en vriende selfs, wat na hierdie tekste kyk, en met 'n vinger in jou gesig staan, en vir jou moeilike vrae vra, oor hoe kan 'n goeie God, hoe kan 'n God van liefde so optree, en jy moet 'n goeie antwoord hê, sê Petrus. Jy moet 'n getuie gee vir die hoop wat in jou is. Dankie Jesus. Beloved, ek wil nou nog 'n moeilike teks kyk, en daar is baie. Ek meen, daar is baie goed in die Ou Testament wat vir ons 'n uitdaging is, ook in die Nuwe Testament. Ons kan nie na alles kyk vandag nie. Ek wil na 3 hooftekste kyk en dan 'n storie, 'n moeilike storie waar Abraham vir Isak wil offer of gaan offer. En die Here vra vir hom om dit te doen. En hierdie moeilike tekste wil ek nou kyk en dan hopelik iets vir jou gee en iets by jou los van die goedheid van die Here en die gesed van die Here. Amen. En hierdie is 'n bekende gedeelte. Die Here Jesus haal dit aan wanneer hy vir die mense sê, julle het gehoor, 'n oog vir 'n oog, maar ek sê vir julle, draai die ander wang. As iemand jou slaan, draai die ander wang. So, wat ons as Christene doen, ons kyk na hierdie Ou Testament teks, 'n oog vir 'n oog, 'n wond vir 'n wond, 'n brandwond vir 'n brandwond. Dit kom uit Eksodus 21 uit, en ons sê, hoe barbaars, hoe oudtyds, Jesus het dit kom wegvat. Jesus vat dit na 'n dieper dimensie toe, maar ek wil vir jou na die oorspronklike Eksodus 21 teks toe vat. En dis vir ons nodig om na hierdie tekste te kyk. Dis dalk nie 'n feel-good preek nie, maar ek wil vir jou vandag sê, dis nodig dat jy die moeilike tekste verstaan en 'n goeie antwoord het. We are called, jy geweet die vroeë Christene, hulle was genoem die mense van die boek, the people of the book. Ons behoort ook dit te wees. Mense wat die teks met dit lewe, wat dit eet, wat op mediteer, wat met dit loop. Dankie Jesus. Eksodus 21 vers 24 en 25. Die Here is besig om te sê dat wanneer die persoon dit doen, dan moet die straf soortgelyk wees, en ons val in by vers 24 hoofstuk 21. 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand, 'n voet vir 'n voet, 'n brandwond vir 'n brandwond, 'n wond vir 'n wond en 'n kneusplek vir 'n kneusplek. Daai net gou, ja, en dis waar ek wil inval, daai teks daar is besig om nie wreed te wees nie. Dis nie besig om te sê die volgende: as ek jou, kom ons maak dit baie graphic. Ek haal my knipmes uit, maak my lem oop, ek like jou niks en ek steek jou oog uit,
hoe baie intens is dit? Dan is daai teks besig om te sê, jy vir reg om te laat geskied, moet ek iets aangedoen word. Ek het jou beseer. En dis onregverdig. Ek het jou beseer, dit was nie 'n ongeluk nie, dan behoort ek te betaal en boete te doen vir dit. En dis logies, that's human nature. As jy my iets aandoen, wil ek jou iets aandoen, want anders gaan reg nie geskied nie, and justice shall not prevail. En Jesus vat dit heeltemal next level, wanneer hy sê, nie 'n oog vir 'n oog nie. Hy is besig om die teks onwaar te maak nie. Oog vir 'n oog is revolutionêr. Dis amazing. Weet jy hoekom? Want in die tyd van die dag, as ek jou oog uitgesteek het met 'n mes, kan jy my doodgemaak het. Was daar min wetgewing, min goed wat jou gekeer het om my lewe te neem. As ek ietsie kleins aan jou doen, kon die straf baie groter gewees het. As ek 'n lemoen steel, kan jy my hande afkap. Wat crazy is. En hierdie teks is so revolutionêr, dit bring na vore hierdie idee van retributive justice, dat jy my moet straf tot die mate van die oortreding, dat die straf in tandem of in lid moet wees met die oortreding. As ek jou kykie skop, kan jy nie my doodmaak nie. As ek jou lemoen steel, kan jy nie my hande en my bene afkap nie. En dit is revolutionêr, dit beskerm die gemeenskap. Dit beskerm die ouens wat fouteer het. Dit beskerm 'n dief. Die Here is lief vir die oortreders. Dit beskerm hulle lewens. Sodat as een persoon 'n ander iets aandoen, dan moet die straf in verhouding met die oortreding wees. Sien hoe revolutionêr dit is. Weereens beskerm die lewe. Dit kom terug aan die lewe van die mens is kosbaar. En die lewe kan nie net geneem word. Die bloed is nie goedkoop nie, bloed is duur. En vir die gemeenskap om gesond te funksioneer, moet reg geskied. Ja, as jy oortree, moet jy gestraf word. Anders bestaan daar nie regverdigheid in 'n gemeenskap nie. Maar dit moet op 'n goddelike manier gebeur. So oog vir oog is nie negatief nie. Nee, dit beskerm die lewe. Dieselfde met die Deuteronomium teks, dit beskerm die lewe van die kind. Hierdie tekste is amazing. Ek kom af op Deuteronomium 22. Ek wil gou daartoe gaan met jou. En dit is so cool, net die Here, as jy my wil kwaad hê of vies sê, dan moet jy vir my hierdie YouTube video's wys waar die diere so mishandel word. Dit is vir my so upsetting. Nie eens om te sê kinders wat honger ly nie, maar honde en katte wat in hokkies, 4 warm hokkies toegemaak word met 'n 2 meter lange ketting en vir 10 jaar so gelos word, is mos jong, ek raak erg kwaad vir sulke goed. Dit ontstel my. Ek kyk nie eens meer sulke video's nie. Dit ontstel my te veel. En die Here sê vir my dat hy baie lief is vir die diere. Weet nie of jy weet nie. Maar die Here is baie lief vir die diere. In die Ou Testament kry ons sekere wette wat ingebring is om die diere te beskerm. Paulus haal op 'n stadium ene aan. Want hy sê, as jy 'n os gebruik om vir julle koring uit te trap, moenie sy bek toemaak nie. Nee, maak dit oop sodat hy kan eet. Want hy is werd, hy werk vir jou. Hy moet kan eet soos hy werk. Moenie sy bek toedraai nie. Ons Here is lief vir selfs die diere. Deuteronomium 22 vers 6. Lees gou saam met my. Wanneer jy afkom op 'n voëlnes in 'n boom of op die grond, en daar is kleintjies of eiers in die nes en die wyfie sit daarop, mag jy nie die wyfie saam met die kleintjies vir jou vat nie. Jy mag die kleintjies vir jou vat, maar jy moet die wyfie laat wegvlieg. So is vir die Here baie belangrik dat as jy op 'n nes afkom met kleintjies in of eiertjies in, dan mag jy nie die wyfie met die kleintjies of die eiertjies vat nie. Jy moet die wyfie laat gaan. Hoekom? Want die Here gee om oor daai duif se potensiaal om voort te plant. Jy kan nie die duif en die kleintjies vat nie. Daai duif moet nog kan voortplant en 'n bestaan maak. Die Here gee om oor die lewe van daai klein duifie. Nie net die spesies nie, daai een duifie moet nog kan voortplant. Die voorreg vir die duif om in haar of sy God gegeewe, haar
hy het kleintjies, in haar Godgegewe skapingsdoel te slaag. As jy haar ook vat en haar opeet, of wat jy ook al met 'n duif maak, dan gee jy haar nie geleentheid om voort te plant, haar Godgegewe skepingsdoel. Die Here gee om oor die duif. Die Here Jesus al hierdie teks en hierdie idee aan, wanneer hy sê, kyk na die mossies van die veld. As die Here so kyk na die gras van die veld en die voëls van die lug, hoeveel te meer nie vir jou nie. En hier is waaroor dit gaan. As die Here so lief is vir voeltjies, hoeveel te meer nie vir jou nie. Jy kan vertrou, jy kan jouself wegsteek in die goedheid van die Here. Die Here is baie goed, hy is beter as die bestes onder ons. Ons kan dit regtig vat, ons moet dit, Here maak dit reëel in hierdie tyd, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, waardeur jy ook al gaan, al die seer en die trauma wat jy beleef, vat niks weg van die goedheid van die Here nie. Ek hoor te veel, hoe kan 'n God van liefde dit gedoen het? Ek wil vandag hierdie ding vasmaak. Lyding het 'n antwoord, daar's goeie Bybelse redes hoekom jy en ek ly, maar dit maak niks en vat niks weg van die goedheid van die Here nie. In vers 10, we gaan ook na vers 10 kyk. Jy mag nie 'n bees en 'n donkie saam voor 'n ploeg inspan nie. Hoekom nie? Vers 10, jy mag nie 'n donkie en 'n bees of 'n os saam laat trek nie. Hoekom nie? Want 'n os is baie sterker as 'n donkie. Jy kan 'n os en 'n os saam sit, en 'n donkie, maar nie 'n os en 'n donkie nie. Hoekom nie? Want kyk, as jy 'n os en 'n donkie saamtrek, gaan die os te swaar trek. Ag, die donkie te swaar trek, dan moet hy 'n os se gewig trek en hy kan nie. En die ander os gaan te veel trek, want daar is nie nog een om hom te help nie. Jy het al gehoor van die konsep to be equally yoked, unequally yoked, dit kom hier vanaf. 'n Os en 'n donkie moenie saam nie, een is te sterk vir die ander, die donkie gaan seer kry en die os gaan seer kry, hulle gaan mekaar seer maak. En hier is animal cruelty, en die Here sê, jy kan nie dit doen nie, ek gee om vir die donkie, ek gee om vir die os. En jy en ek hoor hierdie tekste, en ons behoort te hoor, hoeveel te meer nie vir ons nie. As die Here omgee oor osse en donkies, en dat hulle gaan seer kry, hoeveel te meer nie vir my en jou nie. En ek en jy vandag, ons is lief vir diere, meeste mense is lief vir diere. Hulle wil nie hê diere moet seer kry nie. In die antieke wêreld het nie gedink soos ek en jy nie, ek hoop jy vang dit. Die Christendom was so 'n revolusionêre krag in hierdie wêreld, dat dit die morele kompas van die hele wêreld verander het, van die hele weste kom verander het. Ek en jy, as ons 'n ou tannie sien met shopping oor die straat loop, gaan help ons haar. Hoekom? Want ons het waardes wat ons uit die Bybel gekry het. Jy geweet, in die antieke wêreld, die antieke mense het nie so gedink nie. Ou mense en kinders was nie belangrik nie. Waar kry ons dit? Ons kry dit uit die woord, uit die Bybel, uit die Here. Ons kan eendag praat daaroor, oor hoe Christendom, want mense sê altyd, dit is so barbaars, Christendom het soveel oorloë teweeggebring, dit is so verkeerd, religion, hoor ek baie, is die oorsaak van alles wat sleg is. Weet jy hoeveel goed het dit gedoen in die wêreld? Ek wil afsluit vandag met die storie van Abraham en Isak. En ek en jy ken die storie, Abraham, die bekende gedeelte waar die Here vir Abraham 'n onmoontlike ding vra. Hy kry 'n seun op sy ou dag, 'n wonderwerk. Hy en sy vrou moenie meer biologiese kinders kan kry nie. En hier is die seun van die belofte. Hierdie een seun is die belofte tot alles. Dis die belofte dat hy nageslag gaan hê. Dis die belofte tot die bloedlyn van Messias. Dis die belofte vir die wêreld om gered te word in realiteit. Deur Isak se bloedlyn kom Messias, kom Jesus Christus self en red die wêreld. En die Here sê op 'n dag vir hom, Abraham, staan op en vat jou seun, en om dit erger te maak, net daai dolk lekker diep in te druk, jou enigste seun, hy seun wat ek jou gegee het, Abraham, en offer hom op 'n berg wat ek jou sal aanwys. En Abraham doen dit ook so, hy gaan, en vir my en jou vandag, kyk ons na daai storie en ons sê, hoe barbaars, hoe wreed. Maar ek en jy moet altare verstaan. Wanneer ons altare verstaan, dan gaan ons hierdie teks verstaan. Kyk, dit was die gebruik van die dag, en ek het so 'n paar weke gelede, 'n paar maande gelede, hierdie einste idee met jou gedeel. Ek gaan dit weer vir jou sê. Verstaan altare, dan gaan jy Abraham en Isak verstaan.
Die modus operandi of die mode van worship daai tyd was altare. Israel is nie al volkegroep of mensegroep wat dit doen nie. Nee, almal doen dit. Hulle het verskeie altare, hulle offer verskeie goed. In 'n sekere area het jy 'n altaar gehad vir 'n sekere god en jy moet 'n sekere offer bring aan daai god. En jy weet, wanneer dit sleg gegaan het met jou, het jy gedink, ek moet seker maar 'n groter offer bring. En as dit droogte is, dan dink jy, die gode is kwaad, ons moet seker 'n ander offer bring. En as dit regtig swaar gegaan het en regtig 'n depressiewe situasie was, en is al jare droog, dan bind jy die klein handjies van jou kind soms, en offer daai baba, of daai kind. So hierdie gebruik om kinders te offer, dit was gedoen deur die afgode. Dit was gedoen deur die ander gelowe. En nou, hoekom doen die Here Jahwe wat goed is, wat nie soos die ander is nie, hoekom doen hy dit? Want hy wil vir Abraham iets wys. Hy wil vir Abraham 1, hy wil Abraham toets, en 2, hy wil vir Abraham iets openbaar van wie hy is. Kyk gou saam met my hierdie gedeelte uit The Bible Series uit. As jy nog nie The Bible Series gekyk het nie, koop dit, kyk dit, hier dit, mediteer op dit. So kom ons kyk gou. Father, Forgive me. Sacrifice. Oh my boy. Wat 'n powerful moment, en die musiek daar doen so iets vir my. Hans Zimmerman doen die musiek daar. As jy dit vir jou baie dramatiese goeie toneel is, kry jy die Bible Series en kry Hans se musiek. Wat doen die Here daar? Die Here openbaar dat hy die een is wat voorsien. Die ander gode wil altyd meer hê. Die altaar raak hierdie plek waar jy net meer en meer en meer gee, maar hier vir die eerste keer is 'n God, Jahwe, El Shaddai, wat voorsien. Revolutionair, daar in Hebron, julle moet daartoe gaan, daar is 'n God, hy maak die altaar vol, hy bring die offer, hy breek die plek wat sê, jy moet al meer gee, en klein handjies bind, en selfs jou eie kinders offer. Hy sê, nee, ek maak die altaar vol, ek self gee die offer. En die Here doen, en as jy ooit wonder oor die goedheid van die Here, kyk na Abraham en Isak, en kyk na Jesus Christus. Jesus op die ou einde, Isak is die skadu-tipe van Jesus, wat self die offer sal wees vir my en vir jou. En die Here is die een wat die offer gee. Ek wil vandag afsluit en vir jou net sê, die Here is goed. In die Ou Testament is die Here revolutionair goed. Sy hart is vir jou, om jou te beskerm. Sy hart is vir die gemeenskap, om die gemeenskap gesond te hou, en mense se lewens te beskerm, want mense is kosbaar. En die Here gee om vir die diere, soos hy omgee vir die voeltjies van die veld, en die osse en die donkies, gee hy om vir jou, maar hy gee baie meer om vir jou. En wat die vyand doen, en dit is so prevalent, dat wanneer jy deur 'n tyd van swaar kry gaan, soos die afgelope 2 jaar, dan begin jy, daar's al so 'n klein stemmetjie wat vir jou sê, is die Here nog goed? Is hy nog aan jou kant? Hy het dalk favorites, jy is dalk een van sy inner circle, en jy is dalk nie van sy favorite nie. En ek wil vandag daai leuen oor jou breek in die naam van Jesus, en ek sê, kyk na die kruis, kyk na die offer. Die Here Jesus se woord aan Filippus, toe hy sê, ek is al so lank by julle, hoekom vra jy vir my, hoe lyk die Vader? As jy my sien, dan sien jy die Vader. Hier is die perfekte, meer akkurate openbaring van die Here, is in Jesus Christus. En jy, onder die verbond van genade, kan met vrymoedigheid na hom toe gaan, en weet dat hy die altaar vol maak,
dat jy nie kan nie. Dat hy goed is. En dat sy goedheid in die Ou en Nuwe Testament verklaar en besing word. Die Here seën jou. Mag die goedheid van die Here jou vooruitgaan in die tyd. Mag die goedheid van die Here in die jaar 2022 jou beskerm. Mag jy terugkyk na 2022 en sê, die Here is goed. Vir my het die meetsnoere op goeie plekke geval. My erfenis is vir my mooi. Die Here seën jou. Lief vir jou.